Hi vriende, ek groet julle in die grootste naam wat daar is. Yeshua Mashiach, ons verlosser, ons Here. Baie dankie dat ek weer 'n woord met ons kan deel. Ek hoop en glo dit gaan met elkeen van julle geseënd. Ek wil met ons iets deel oor ry voorspoedig. Ek wil graag voorlees in Jesaja 35 vers 8. Daar sal 'n grondpad deur die woestyn loop, en dit sal bekend staan as die gewyde pad. Onrein mense sal nie daarop loop nie. Dit sal net wees vir mense wat reg lewe. Dwaase sal nie meer op die pad kom nie. Sien vriende, dit is belangrik om 'n goeie padgebruiker te wees. Ongelukkig is alle padgebruikers nie altyd wetsgehoorsaam nie. Ek dink ons almal is baie bekend met dit, of oplettend of bedagsaam genoeg nie. Dikwels sterf onskuldige mense en ander word lewenslang vermink. Sien vriende, in Jesaja 35 vers 8 herinner ons daaraan dat ons elke dag op die hemelse howe gereis. Net soos op die paaie van die land, het daar ook so baie wrakke op die groot pad van die lewe. Die oorsaak is medepadgebruikers se roekelose, nalatige en heel dikwels onaandagtige optrede. Op hierdie pad is dit nie voertuie nie, maar harte, huwelike, reputasies, drome, gemeentes en nog baie ander dinge wat ter sprake kom. Ek praat nou hier van ons geestelike pad, hoe ons pad loop saam met die Here. En vriende, 'n sekere ou dame in 'n tydstyse gemeente het met jare gelede verstaan dat sy nie 'n saak met mense het nie, maar met die Here en die Here alleen. Ek weet nie hoe leef 'n mens so, as jy nie 'n saak met mense het nie, maar jy het net 'n saak met die Here. Ek glo ons almal is bekend van, as jy regtig 'n kind van die Here is jy mos lief vir mense, want het Jesus nie vir ons gesê, wees lief vir die ander net soos wat jy vir jouself is nie. Jy sien, ek het al daarop gewys dat ware Christendom wel beteken dat 'n mens met die Here besig sal wees, maar dit mag egter nooit daartoe lei dat ons aan ons medegelowiges sal onttrek of ontbreek of niks met ander mense te doen wil hê nie. Sien vriende, daar's te veel sogenaamde Christene wat op 'n treffend trap manier met ander mense werk en die sperstrepe van verhoudings oorsteek. Hulle steur hulle nie aan die blinde hoogtes van versoekings nie, oorskry die snelheidsperke van selfbeheersing en ignoreer die rooi verkeersligte van versoekings. Hulle luister nie meer vir daai klein stemmetjie nie. Hulle raak 'n voorvalle van padwoede in hulle geestelike en emosionele lewe betrokke, sonder om te besef dat daar oneindige skade aan hulle verhoudings aangerig word. En vriende, dan kom die vertroue, op hoe ons moet vertrou. En in Spreuke 3 vers 5, vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig te staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Wanneer daardie versoekings kom, wanneer daardie ander stem praat, wat ons nie graag na wil luister nie, moet ons net vir hom sê, wyk, ons is mos nou kinders van God, ons luister vir God. Die versoekings gaan kom, maar weet jy, God is altyd by ons. Nou julle sien vriende, die versoeking van die vlees is 'n verskriklike ding, en die vyand weet presies hoe ons daarop aan te val. Ek wil graag vir ons voorlees in Genesis 39 van vers 6. Josef was fris gebou en mooi. Na sy bevordering in sy eienaar se huis, het hy sy vrou na Josef gekyk en vir hom gesê, kom slaap by my, maar hy wou nie, en hy het vir sy eienaar se vrou gesê, meneer steur hom aan niks van dat ek hier is nie. Wat hy besit, het hy onder my sorg geplaas. Daar is niemand wat in hierdie huis meer gesag het as ek nie. Meneer het niks van my terughou nie, behalwe vir u, want u is sy vrou. Hoe kan ek so 'n verkeerde ding doen? Ek sal mos teen God sondig. En vriende, in die Christendom tref ons onderskeid tussen gees en vlees, oftewel liggaam. En vriende, as jy jou laat lei deur die vlees, laat jy jou lei deur jou sondige natuur. Ons sondige natuur is mos baie kortsigtig.
Dit kyk altyd vas teen wat lekker is hier en nou, wat ek nou daaruit kan kry, hoe ek nou daaroor gaan voel. Jy kan maar weet, as versoekings oor jou pad gaan kom, gaan die vlees wees wat in die versuur is. Jy gaan jaloers voel op iemand anders, of jy gaan iemand anders wil beskinder, of sleg praat, of jy gaan jouself wil ophef deur om iemand anders te trap. Miskien vriende, hoe moet ons dan versoeking wat van die vlees in die versuur het, oorwin? En Paulus sê vir ons in Efesiërs 5:10, vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. En ek dink dit is wat Josef gedoen het. Josef het nie vir Potifar se vrou gesê, nee, ek gaan nie met jou slaap nie, want jy is nie vir my mooi nie. Nee, hy gee 3 redes hoekom hy nie gaan toegee nie. Die eerste een is respek vir mens. Hy respekteer die spesiale verhouding tussen hom en Potifar, vir hom en sy baas, dat hom met alles vertrou het. So, hoe kan hy nou anders omdraai en sy baas in die rug steek? Ek dink die tweede rede is, hy het respek vir die huwelik, want die Here het 2 mense bymekaar gebring, en hy is net eenvoudig staan net op God se woord en sê net nee, hy respekteer wat die Here ingestel het, want u is sy vrou, het hy vir haar gesê. En die derde rede moet ek dink, en die grootste een wees, respek vir God, wat hy sê, ek sal mos nie teen God sondig nie. En vriende, Josef verstaan, dat ek in my mensverhouding doen, kring uit na my verhouding met God. Vra daarom, dat die Gees jou in staat stel, om nie as vleesmens op te tree, maar 'n geesmens. En hy sal ons lei, hy sal ons reg lei, die regte pad wys. En vriende, versoeking is iets wat 'n vaste plek soek. In Jakobus 1:14 lees ons, maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes, wat hom aanlok en hom saamsleep. En vriende, versoeking kom nooit na ons toe en skree in die openbaar nie. Skokkend morele moontlikheid. Nee, versoeking kom fluister eerder 'n subtiele seegestie in ons oor. As ons daardie seegestie eers vaste plek gekry het, doen ons verbeelding die res. En vriende, Potifar se vrou sê nêrens vir Josef nie, kom ons gaan pleeg oorspel, of kom ons gaan verneek my man. Dit wat sy sê, is veel subtieler, kom lê by my. Sy laat haar voorstel so 'n bietjie sagter op die oor val, en sê, kom ons bestee sommer net 'n bietjie tyd met mekaar. Streng gesproke, verklap haar woordkeuses niks van haar eintlike planne nie. En tog weet sy dat hierdie spesifieke woordkeuse, saam met haar stemtoon en liggaamstaal, genoeg sal wees om Josef se verbeelding aan te gryp. Sien vriende, Dawid het ook gevaar goed geken, van hoe maklik 'n versoeking vaste plek kry in jou gedagtes. Die een oomblik het hy rustig op sy paleis se dak geloop, en net die volgende oomblik het hy per ongeluk 'n vrou sien pad. Hy het nie vir haar kaal vrou gesoek nie. Hy het haar net per ongeluk raak gesien. Waar die sonde inkom, is dat hy begin navraag doen het oor haar, wie sy is. Met ander woorde, dit wat hy gesien het, het hy in sy verbeelding vaste plek gekry. En vriende, omdat Dawid weet dat versoeking vaste plek soek in ons verbeelding, skryf hy 'n aangrypende gebed in Psalm 141 vers 4. Hou my gedagtes weg van verkeerde dinge, dat ek nie in sonde val nie. Ek dink dit is iets wat ons elke dag kan bid en voorvra. Ja vriende, dit is nie 'n maklike ding nie. Versoeking is oral om ons, maar weet julle, ons het 'n uitweg. Sy naam is Here Jesus Christus. Hy wat aan daardie kruis dit al reeds vir ons oorwin het. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahwe Here onsse God, Vader, in die wonderlike naam van Yeshua Messia, kom ons weer in hierdie gebed, hierdie uur na U toe, Here, en ons wil U vra, Here, hou ons op gedagtes ook besig met die dinge van die woord. En Here,
Hou ons gedagtes weg van verkeerde dinge, dat ons nie in sonde moet verval nie. Here, versterk ons ook daarmee, en ons loof en ons prys U, Here, want U is ons enigste uitweg. U is ons God, op wie ons vertrou, kan vertrou en altyd sal vertrou. Ons loof U, Here, in Jesus Christus wonderlike naam. Amen. Vriende, mag die genade van die Here Jesus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle almal wees. Shalom.